Vriende, ek vertrou dat u elkeen 'n soete nag se rus gehad het en dat u vars en verkoke nuut opgestaan het en dat u kans sien vir hierdie nuwe dag. Ons kan sê omdat hy leef, sien ons kans ook vir hierdie dag, sien ons kans vir môre en het ons vrymoedigheid om te leef tot daardie dag wanneer ons hom in sy heerlikheid sien. Sê die woord hier vir ons baie duidelik dat die barmhartighede van die Here is nuut elke môre. Sy trou is groot. Het jy al gedink daaraan as die Here so onbetroubaar was soos mense? Het jy al gedink as hy ons so sou teleurstel, soos mense ons teleurstel, waar sou ons gewees het? Maar ons dank God dat hy die onveranderlike, die alwyse, die ewige, die almagtige is, wat vir ons in liefde kom aansien het, en vir ons sê, soos 'n vader omgee vir die kinders, so gee die Here om vir die wat hom vrees. Nou, ons is tans besig om hierdie reeks voor te sit, wat ons so net voor Kersfees begin het, wat gehandel het oor die profesie van Jesaja, aangaande die Here Jesus. U sal onthou ons het 'n hele klompie boodskappe hanteer wat gaan oor Jesaja 9 vers 5 waar Jesaja Jesus voorspel as wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Ek het vir julle gesê dit is belangrik om 'n regte verstaan van Christus te kry. Want ons beleef 'n tyd waar mense sê ja, ons almal dien dieselfde God en ons dien hom op verskillende maniere en ons het 'n verskillende verstaan van Christus, maar dit is nie regtig belangrik nie, want dogma of teologie verdeel. Luister vriende, teologie gaan verdeel, want die Bybel sê daar's 'n weg wat vir mense reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ek kan nie my vrou se resepteboek vat en my kar se engine begin oordoen nie. U sal met my saamstem, dit sal glad nie werk nie. Ek kan nie die kar se handleiding vat en probeer om 'n koek te bak in die kombuis nie. Dis noodsaaklik dat ons die regte middele sal gebruik vir die regte verstaan van dinge, soos dit noodsaaklik om nie die opinies van mense aan te hoor en elke Jan Rapp en sy maat se gedagte oor Christus nie, maar dat ons waarlik die Bybel sal bestudeer om vanuit die blaaie van die Bybel 'n regte verstaan te kry van wie Christus is, sodat ons nie eendag beskaamd voor God sal staan en by hom sal hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Ek het vir u gesê dat die boek Kolossense is een van die besondere boeke in die Bybel, wat vir ons so ietsie van Christus kom leer. Ons sal nooit die volheid van sy karakter en sy wese en sy godheid verstaan nie, maar daar is genoeg in die Bybel geopenbaar, sodat ons kan weet wie Christus is en hom kan dien in gees en in waarheid. Nou, u sal onthou, ons het vir u gister so 'n bietjie daar uit Kolossense gelees, daar in besonder vers 15 tot 17 van die eerste hoofstuk, en daar staan Christus is die beeld van die onsienlike God. Hy is die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is en wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Ons is besig met die reeksie Jesus Christus se ware identiteit geopenbaar. Dis 'n uitvloeisel van hierdie profesie van Jesaja, om vir u net 'n verdere verstaan, 'n beter verstaan van Christus en sy karakter te gee. Nou vriende, ons het gister 'n bietjie gekyk na hierdie woorde wat Jesus vir die disippels gevra het, wie sê die mense dat ek is? En hulle het geantwoord, Johannes die Doper, Elia, Jeremia. Toe sê vir Petrus, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en hy sê, dat u is die Christus, die Seun van die lewende God. En die Here se antwoord het my getref, waar hy vir hom sê, Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Vriende, hierdie woorde is aangrypend. Ek vra jou, het God die Vader al deur die blaaie van die Bybel in die krag van die Heilige Gees Christus aan jou geopenbaar? Dit is nie sommer maar net iets wat ons nonchalant, ag ja, wat ek het so 'n bietjie in die Bybel gelees, ja, ek weet Christus was besonder en ag ja, wat, kom ons gaan aan met die lewe nie. Nee. As jy wil weet of jy God ken, die skepper van hemel en aarde, dan moet jy deur die blaaie van die Bybel seker maak dat hy sy seun aan jou geopenbaar het. Want Jesus is die deur tot God die Vader. Hy is die ware wynstok. Hy is die herder van die skape. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Vriende, as u Christus nie ken nie, as u die blaaie van die Bybel Christus se karakter nie leer ken nie, dan sal u God die Vader nooit sien nie. En die Heilige Gees getuig aangaande Christus, die Christus van die Bybel. En daarom moet ons verder gaan om so bietjie die karakter van Christus te ontleed en by u daai sekerheid te bring, dat u werklik besef wie Christus is en seker te maak u behoort aan hom. Ek het lees vanmôre die gedagte daar in Lukas 24. Jy sal onthou die Emmausgangers wat op pad na Emmaus was en
Hulle het gepraat oor die gebeure in Jerusalem en Christus se kruisiging en hulle het gehoop hy is die Messias en dis nou al die 3de dag en niks het gebeur nie en die Bybel sê Jesus het saam met hierdie 2 manne kom wandel. En toe begin hy hulle sekere goed vra en nou lees ons in vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. U sien, dit is nodig dat ons vir God sal vra, open my verstand, dat ek die wonders uit u wet kan verstaan, dat ek die grootheid van Christus se karakter kan verstaan, dat ek sal sien dat hy nie net nog 'n mens was nie, maar dat hy God was wat mens kon word het. En ek het vir u gesê, ons gaan nou hier uit Kolossense, die eerste hoofstuk, so 'n bietjie kyk na hierdie baie besondere gedagte van Jesus Christus se karakter in besonder in sy verhouding tot God. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hy is die beeld van die onsigbare God. Vriende, die vraag is, wat bedoel die Bybel as die Bybel sê dat Christus is die beeld van die onsigbare God? Hierdie woordjie beeld in die Grieks is die woordjie eikon en dit beteken die ewebeeld van God of die portret van God of die beeltenis van God. So hierdie gedagte is om vir ons te sê dat Christus is die portret. Hy is die, as ons na Christus kyk, dan sien ons God. Hy is die ewebeeld van God en as ons kyk na Matteus 22 vers 20 en 21, dan vind ons dieselfde woordjie eikon. En wat vir my besonder was in my studie is dat deur hierdie woordjie eikon wat in Matteus 22 gebruik word, vind ons 'n beter verstaan van wat Paulus sê dat Christus is die beeld van die onsigbare God. Wat gebeur in Matteus 22? U sal onthou dit het gegaan oor die belasting aan die keiser. Hulle het gekom om Jesus te versoek en gesê, is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Maar Jesus het hulle boosheid bemerk en gesê, geveinstes, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt. En hulle het vir hom 'n penning gebring en hy sê vir hulle, wie se beeld, wie se eikon en opskrif is dit? En hulle antwoord hom, die keiser se. Jy sien toe, hulle na hierdie munt kyk, het hulle duidelik die keiser se gesig daarop gesien. Daarom die woordjie beeld hier is dieselfde as wat Paulus in Kolossense 1 gebruik. Die beeld. En die Bybel sê, daarom sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. En hulle was verwonderd oor sy antwoord en het hom verlaat. Wat die Here eenvoudig hier wil sê is, vriende, daar is geen onderskeid of onduidelikheid oor die beeld op die munt gewees nie. So is daar geen onsekerheid of onduidelikheid in die Bybel oor wie Jesus werklik is nie. Hy is die beeld of die portret of die beeltenis van die onsigbare God en hy was nie net nog 'n profeet soos kerke en mense dit vandag vir ons wil deurgee nie. Hebreërs 1 vers 3 verduidelik dit vir ons verder. Die Hebreërs skrywer sê Jesus is die afskynsel van God se heerlikheid en hy's die afdruksel van sy wese. En alle dinge draai deur die krag van sy woord. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Vriende, wat hierdie vers van ons eenvoudig wil sê is, dat as ons na die attributes van God gaan kyk, na sy almag, sy ewigheid, sy alwetendheid, en al hierdie attributes, en ons kyk na Jesus, dan reflekteer Jesus maar net wat die Bybel van God verklaar, en dit is dat Jesus God is. Soos die son se strale die son reflekteer, so reflekteer Jesus God aan ons. Daarom sê Filippense 2 vers 6 en 7, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. U sien, die Bybel sê vir ons, hy wat in die gestalte van God was, hy het gekies om vir 'n tyd lank nie sy godheid eenkant te skuif nie, nee, maar hierdie aanbidding van engele en die heerlikheid van die hemel vir 'n tyd lank eenkant te skuif om vir sondaars aan die kruis te kom sterf. Johannes 14 vers 9, Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my geken het, het die Vader gesien. Hoe sê jy toon ons die Vader? Jy sien, in Jesus Christus het die onsigbare God van die heelal sigbaar geword. Daarom sê Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon en ons sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eengebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid.
So as Paulus die woordjie eikon in Kolossense 1 vers 15 gebruik, dan plaas hy onder leiding van die Heilige Gees die nadruk daarop dat Jesus beide die verteenwoordiger en manifestasie van God self is. Hy is die volledige, finale en voltooide openbaring van God. Jesus is God self wat mens kon word het. Daarom sê Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. U kan met groot sekerheid vanmôre bely, en met u hele hart glo, dat Christus die unieke Godmens is, omdat hy vir ons God kom openbaar het. Mag u verdere studie doen, u kan nog daar gaan kyk na Johannes 8 vers 56 tot 58, u kan gaan kyk na Johannes 10 vers 30 tot 33, 2 Korintiërs 4 vers 3 en enige ander vers in die Bybel wat handel oor Christus, en u sal sien hy is uniek in sy persoon en sy karakter, en hy is die een wat God aan ons kom openbaar. Groete vir u, mooi dag verder en baie seën. Ons sien mekaar op DV môre by die huis van die Here. Tada!